Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings. Dit is 6:00 op 'n Saterdagoggend. Die son wil so oor die berg kom. Pragtig mooi. Ons het Jesaja 38 behandel, baie mooi daar aan dit spandeer. Maar nou na dit kom Jesaja 39. Jesaja 39 wat hierdie eerste gedeelte in Jesaja afsluit. So hierdie was in die tyd van die Assiriërs wat hulle magtig was, in die tyd wat die Noordryk vernietig is. Wanneer ons môre met hoofstuk 40 begin, is dit 'n hele nuwe tyd wat ingelei word. Baie jare later. Maar hoofstuk 39 is vir my persoonlik verskriklike hartseer hoofstuk. Kom ons lees dit eers. In die tyd van Merodach-Baladan, seun van Baladan, die koning van Babylonië, briewe en 'n geskenk na Hiskia gestuur. Hy het gehoor dat hy siek was en herstel het. Hiskia was bly oor hulle besoek en het hulle sy skatkamer gewys, die silwer, die goud, die speserye, die kosbare olie, ook sy hele arsenaal en alles wat in sy voorraadkamers te vind was. Daar was niks in sy paleis of in sy hele koninkryk wat Hiskia hulle nie gewys het nie. Jesaja die profeet het na koning Hiskia gekom en hom gevra: "Wat het hierdie manne gesê en van waar af het hulle na jou toe gekom?" Hiskia het geantwoord: "Uit 'n ver land het hulle na my gekom, uit Babel." Jesaja vra toe: "Wat het hulle in jou paleis gesien?" Hiskia antwoord: "Alles wat in my paleis is, het hulle gesien. Daar is niks in my voorraadkamers wat ek hulle nie gewys het nie." Toe sê Jesaja vir Hiskia: "Hoor die woord van die Here, heers oor alle magte. Kyk, daar kom daar wanneer alles wat in jou paleis is en alles wat jou voorouers bymekaar gemaak het tot vandag toe, na Babel weggedra sal word. Daar sal niks oorbly nie, het die Here gesê. En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem en hulle sal paleisamptenare word in die paleis van die koning van Babylonië." Hiskia sê toe vir Jesaja: "Die woord van die Here wat jy gespreek het is goed." Hy het gedink, want daar sal vrede en bestendigheid in my tyd wees. Vriende, nadat ons sulke mooi goed van Hiskia gelees het, is hierdie hoofstuk, is eintlik vir my verskriklik om hierdie hoofstuk te lees. Hiskia word gesond, hy het 100% erken die Here het hom gesond gemaak. Maar nou kom hierdie ouens uit Babylonië uit en nêrens raadpleeg Hiskia die Here nie. Dit moet ek en jy lees. Nou baie keer in die teks is dit ook wat daar nie staan nie, wat ons moet raak sien. So nêrens gaan raadpleeg Hiskia die Here nie. Onthou toe die Assiriërs daar om die muur gestaan het en hulle het hierdie briewe gestuur, het Hiskia hierdie briewe gaan oopmaak voor die Here. Daar het hy die Here geraadpleeg, daar het hy by die Here gaan pleit en die Here het vir hulle die geveg. Nou kom hierdie ouens en Hiskia het nêrens met die Here gaan praat oor dit nie. Jesaja kom uit, hy word deur die Here gestuur en praat met Hiskia daaroor. Sê van, wat het jy nou gemaak? En sien, op 'n manier het Hiskia was so beïndruk met hierdie mense se besoek en hy wou hulle beïndruk het. En daarom gaan wys hy alles. Dit lyk nou niks anders as dat Hiskia wou eintlik ook 'n bietjie gespog het.
met wat is hier alles? En nou kom die woord van hierdie goed, gaan daar niks oorbly nie. Hierdie selfde land vir wie jy dit alles gewys het, hulle gaan dit wegdra. Ek weet ook nie wat om te dink van die laaste sin nie. Hy het gedink want daar sal vrede en bestendigheid in my tyd wees. Dis asof die skille net aanvaar, nou, daarom in my tyd nou, gaan dit nog nie gebeur hê. So, vriende, mag ons nooit so kortsigtig wees nie. So mag ons vandag hierdie hoofstuk luister en besef, maar alles wat ek het, dit kom uit die hand van die Here. Elke liewe besittingkie, elke ding waarop ek kan trots wees. En ek mag trots wees op God. Maar wees versigtig dat ek en jy nie gaan spog daaroor nie. Dat ons nie verwaand raak daaroor nie. En mag ek en jy so leef dat ons 'n bekommernis dra van die geslagte wat na ons kom. Amen. Here almagtige God, ja, baie dankie dat ons ook hierdie hoofstuk mag lees. Dis somber hoofstuk eintlik. Eintlik verskriklik na die vorige hoofstuk. Maar Here, dit is wat gebeur het. En help ons om te leer daaruit. Ons bly dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. As jy naby Wenen is, of as jy dalk wil deurry vandag, ons gaan vanoggend van 8:00 af werk ons vleis, ons het so 2 beeste wat ons moet bewerk vandag. Groot opgewondenheid oor vanaand se bazaar ete. Dankie vir almal wat dit gaan bywoon en ons gaan baie lekker saam kuier. So, dis 'n lekker vol dag. Mag u dit met vreugde geniet. Totsiens.